Die storie van die swart luiperd. Eendag, lank gelede, in die bosveld, in die tyd van lente, waar die doringbome geel blommetjies gehad het, waar die grasse groen spruite uitgeskiet het, lekker kos vir die bokkies om te eet, waar daar elke aand donderstorms was, en die lekkerste water neergereën het uit die hemel in daai tyd, het daar stekelrige hyenas gekom in die nag, en die klein bokkies bang gemaak. Hulle het heel nag om die boktroppe gehardloop en gelag. Niemand het geslaap nie. Volgende dag was hulle moeg. En dan was dit maklik vir die stekelrige hyenas om hulle te vang. Die diere het eendag bymekaar gekom voor die groot klip. Koning Leeu daarbo gesit en gesê, wat gaan ons doen met hierdie stekelrige hyenas wat ons soveel moeilikheid gee? Al die diere het gedink en planne gemaak. Maar niemand kon 'n plan uitdink nie. Nie eers die groot brawe buffels nie. Die tweede aand het hulle vergadering gehou. Die derde aand, niemand het 'n plan gehad nie. En uit die donkerte, net voor donker, tussen die skaduwees wat die bome maak in die maanlig, kom 'n skaduwee gestap. Dit was die swart luiperd. Swart luiperd het nader gestap op 'n klip, langs almal gaan sit. Baie van die diere het hom nie eers gesien nie, en hy maak sy keel skoon. Woehoe! Van die diere skrik en raai hulle kop en sien, woe! Wat is hierdie? Hy is hier om ons te eet! Koning Leeu staan dadelik regop, maar die swart luiperd sê, ek is nie hier om julle te eet nie. Ek is hier met 'n oplossing tot julle probleem. Ek sal daar die stekelrige hyenas wegjaag tot aan die kant die groot rivier, maar een ding wil ek hê. Die dag as ek dit doen, vat julle die doringtakke weg, wat my koppie afsny van julle groengrasvelde. Ek wil deel wees van die wilde diere, van die bosveld. Wow, maar die diere het nie so lekker geweet nie. Dadelik het hulle gesê, nee, jy is 'n swart luiperd, ons kan jou nie sien kom in die nag nie. Hyenas hoor ons daarom lag en ons hoor hulle stekels grits maak as hulle rondhardloop in die donker, maar jy. En die swart luiperd sê, ek het klein kindertjies wat maatjies wil hê. Ek het grappies om te vertel en ek wil ook na julle grappies luister. Ek wil na julle stories hoor en ek wil ook 'n vergadering hou. Ek wil deel wees van die wilde diere van hierdie land. Dan sal ek die stekelrige hyenas wegjaag. Wel, daardie diere het vergadering gehou, want hulle het nie geweet of hulle gereed is om maatjies te wees met 'n swart luiperd nie. Lyk 'n swart luiperd met sy geel oë nie verskriklik gevaarlik nie, van dink julle? Nee. Hy sluip so rond in die donker. In die dag as hy rondloop van skaduwee tot skaduwee, sien niemand hom nie. Hulle is bang hy vang hulle. Maar hulle was net moeg vir hierdie hyenas en hulle sê, okay, swart luiperd, jy mag die hyenas wegjaag en ons sal al die doringtakke wegskuif, wat jou koppie afsny, wat 'n muur maak tussen jou koppie en die bosveld. Dadelik het hierdie swart luiperd geglimlag. Maar dit het soos 'n skelm glimlag gelyk. Weet jy hoe lyk 'n skelm glimlag? As mamma vir jou vra jou kamer opgeruim en jy gee so 'n glimlag en sê, ja mamma, ons ken daai skelm glimlag, nê? Ons sien dit, maar hierdie diere was moeg vir hierdie stekelrige hyenas. Daardie aand, die eerste aand, net na die vergadering het hierdie swart luiperd bly sit op die klip tot al die diere huis toe gegaan het. In die verte, na alles stil geraak het en die kriekies begin kriek het die gelag van die stekelrige hyenas gekom. Swart luiperd het rustig gesit op die klip. En toe hulle nader is, toe verdwyn hy tussen die takke in van hierdie doringbome. Tussen hulle ingestap en verdwyn. Niemand het geweet waar hy is nie. Die diere het probeer slaap, maar die hyenas het nader gekom. Die swart luiperd het die volgende oomblik op die grootste hyena gespring, vasgeklou op hy rug en hom geklap op sy bout. Poef! Daai hyena het dadelik weggetrap. Geskree soos 'n klein bokkie.
en gehardloop. Die ander hyenas het gedink, hoe lekker skree, skree elkeen van hulle. Maar al wat die luiperd gedoen het, hy het 'n doringtakkie afgepluk. En in elkeen se stert vasgeknoop. En as hulle stert waai, as hulle hardloop, dan slaat daai doringtakkie hulle boude. Skree hardloop weg en die volgende ene, van hyena tot hyena, knoop hy doringtakkie aan hulle stert vas. En raai wat? Die hyenas was bang om hulle sterte tussen hulle bene te sit, want dan steek het hulle boutjie, so hulle moes dit oplig. Maar hyenas hardloop met opgeligte stertjies nie. Maar daar hardloop hulle. En die luiperd het hulle agterna gekyk. En geweet, julle kom nooit weer terug nie, maar raai net wat. Die hyenas het hierdie takkies van mekaar se sterte afgehaal, omgedraai en soos een muur na hierdie swart luiperd toe gekom. Nader en nader en hy doodstil gesit. En die volgende oomblik spring al daai hyenas op daai swart luiperd. Rah! Maar raai wat? Dit was net 'n klip. Buite hulle die klip, want die klip is hard. Niemand het geweet wat gaan aan nie. Tot daai swart luiperd die hyena se sterte aan mekaar vasknoop. En as hy omdraai, pluk hy 'n hyena en dan sê die hyena, "Hyena my stert, hyena my stert." En so het hulle in die ronde gehardloop en mekaar se sterte probeer losmaak tot hulle almal dronk was. Omgeval het en daar in die veld gelê het. Julle, die hele nag het hulle gemoun. En die luiperd het gegaan en hulle sterte losgemaak. En hulle gejaag in daai nag tot oor die rivier. Hulle het almal weggehardloop, almal was te moeg. Almal het hulle sterte weggesteek tussen hulle beentjies, laat die luiperd dit nie weer kry nie. Van daai dag hardloop hyenas met hulle stertjies tussen hulle bene. Van die swart luiperd gaan jou stert gryp en of 'n doringtakkie daarin vasmaak of hom vasknoop in jou maatjie, dan kan jy nie meer speel nie. So die hyenas het 'n ander plek gekry om te speel en die swart luiperd het op sy klip gaan sit en gekyk hoe die buffels kom en die doringtakke wegstoot. En van daai dag af was die swart luiperd deel van die wilde diere.